Obviously het julle gehoor, die tema is, dis Palm Sondag, julle het die video gesien. So ons besef almal dat hier is die begin van die einde van Jesus se missie op aarde. En wanneer jy is waar ons is vandag, is dit baie maklik vir ons om te draai en terug te kyk na 'n storie wat hom vir 2000 jaar terug al afgespeel het. Ons het 'n ander perspektief, ons het ander insigte, ons weet wat die einde is, ons ken die antwoord. Maar vir die mense van daai tyd wat hierdie goeters moes beleef in wie se tyd dit afgespeel het, was dit vir hulle absoluut onbekend. Die gebeure wat daar plaasgevind het was vir hulle net so verrassend soos wat môre vir jou gaan wees. Hulle het nie geweet wat kom nie, hulle het nie geweet wat moet gebeur. Ons sit met the benefit of hindsight. So ons kan terugkyk. Al wat hulle gehad het om hulle te help om 'n idee te kry en 'n bietjie van dit te verstaan, is die profeseë wat hulle gehad het. Is honderde jare se profeseë voor dit wat hulle aan vasgekleef het en vasgehou het, en dit was vir hulle 'n mate van 'n rigtingwyser vir waantoe hulle op pad is as kinders van God en as mense. Onder andere die feit dat daar 'n profesie was van 'n Messias wat sal kom en wat sy volk sou red. Julle almal ken die storie dat die idee en die verwagting van die Israeliete en van die Jode was dat hierdie Messias wat sou kom, sou 'n politieke figuur wees. Hy sou met 'n militêre aanslag sou hy kom om die onderdrukking wat hulle ervaar en beleef het op daai stadium onder die Romeine, hy sou gekom het en hy sou hulle kom omverwerp het. Hy sou 'n revolusie veroorsaak het en dit sou beteken dat die Jode weer regeer in hulle eie land. Want hulle was in hulle eie land onderdruk gewees deur vreemde mense. So hulle mentaliteit was maar dieselfde gewees as wat ons sinne was. Ons almal sing mos liedjies, Delarai, sal jy die boere kom lei? Nee? So dis maar daai verwagting van iemand gaan opstaan en iemand gaan kom, dis net 'n grappie vir die van julle wat wonder. Ek sien iets met die ouens wat almal, ek sien julle wil begin opstaan uit die blou van ons. Okay, is net 'n grappie gewees. So, hulle het dieselfde verwagting gehad. En dis hoekom ek sê, ons kan vandag maklik sien ons hoe die storie uitgespeel het. Vir hulle was dit nie so eenvoudig gewees nie. So wat ek met jou wil doen vanoggend is, en dit is wat ons hierdie hele week gaan doen, julle sal later, ons gaan dit adverteer, gaan julle sien dat ons hele week gaan ons vanuit hier waar ons nou is, gaan ons terugkyk na wat toe gebeur het, sodat ons dit wat nou in ons lewens gebeur, beter kan verstaan. So dis wat ek met jou vandag gaan doen. So ons gaan hier amper op die einde van hierdie spesifieke dag, hierdie gebeurtenis gaan ons begin, en dan gaan jy saam met my sistematies so 'n bietjie terugwerk. Alright. So hier gebeur dit. Lukas 19, julle kan saam met my lees van vers 29 af. Vers 29, en toe hy naby Betfage en Betanië kom, by die berg wat die Olyfberg genoem word, het hy 2 van sy disippels uitgestuur en gesê, gaan in die dorp reg voor julle, as julle daar inkom, sal julle 'n esel vol vind wat vasgemaak is, waar geen mens nog ooit opgesit het nie. Maak hom los en bring hom. En as iemand julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle vir hom so sê, die Here het hom nodig. En die wat gestuur was, gaan toe en vind dit soos wat hy aan hulle gesê het. En terwyl hulle die vul losmaak, sê die eienaars aan hulle, waarom maak julle die vul los? En hulle antwoord, die Here het hom nodig. Toe bring hulle hom na Jesus toe, en hulle lê hulle klere op die vul en laat Jesus daarop sit. En terwyl hulle voortgaan, gooi hulle klere oop op die pad. En toe hulle naby die aftraan van die Olyfberg kom, begin die hele menigte disippels God met blydskap te prys, met 'n groot stem oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Terwyl hulle sê, geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel, heerlikheid in die hoogste hemele. En sommige van die fariseërs het in die skare het vir hom gesê, meester, bestraf u disippels. En hy antwoord en sê vir hulle, ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep. En toe hy naby kom en die stad sien, het hy daaroor geween. En hy sê, as julle tog maar net geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou,
die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oë bedek. Net so ver. So hier sien ons hierdie storie. Dit wat daar gebeur, is loop hand in hand in 'n profesie wat in Sagaria 9 vers 9, honderde jare voor Jesus se koms, het 'n profeet gesê, dat daar gaan hierdie dag aanbreek, waar hierdie koning van Israel, gaan op 'n donkie binne in Jerusalem inkom, en die mense gaan hom almal loof en prys, want hy gaan vir hulle verlossing bring. Nou die ironie van die storie is, en dis hoekom in daai videoklip, toe Jesus op die donkie sit, en die een fariseer vir hom sê, ja, ons weet presies wat beteken hierdie profesie van 'n donkie, van 'n koning wat op 'n donkie inkom. Toe kyk Jesus hom so snaaks aan en hy's like, nee, jy verstaan dit nie regtig nie. Julle dink dat ek gaan as 'n koning hier inkom wat nou my heerskappy gaan kom vestig. Dis wat julle dink toe julle Sagaria 9 vers 9 gelees het. Maar wat hulle nie raak gelees het tussen die lyne nie, hulle het gesien dat daai koning wat daar sou aankom, kom op 'n donkie binne in die stad in. Nou, jy hoef nou nie 'n rocket scientist te wees om te besef dat dis die dofste dier wat jy kan gebruik om 'n presentation te maak, om jou opwagting te maak. Is hier kom jy aan op 'n gespikkelde donkie. Ons lees in Openbaring dat die koning wat vir ons gaan kom, hoe gaan hy kom? Op 'n wit perd, ouens, sê vir iemand op 'n wit perd. Hy gaan soos the Lone Ranger sy verskyning maak. Dis daai idee, onthou julle die Lone Ranger? Nee? Jy kyk nog die movies, sy musiek begin speel en kry jy hoendervleis, dan weet jy, hier kom met sports, ouens. Dit was die Cowboys se Superman geweest, nee? Hoekom is dit so indrukwekkend, as daai ou met daai perd daar aankom en hy pop 'n wheelie, nee? En hy gooi sy sweep. Ek meen, dis indrukwekkend. En dis wat Openbaring vir ons beskryf, dis wat gaan gebeur as Jesus terugkom. Ouens, hy kom met 'n wit perd terug, halleluja. Hierdie, kom hy met 'n donkie. Verskoon my, ouens, dit is vir my net verskriklik snaaks. Dis asof Jesus in hulle gesigte vir hulle sê, hey, julle verstaan nie. Want hoor, hoe gaan die mense liries? Hulle almal is like, Hosanna! Yes, hy kom, hy gaan die Romeine verslaan met 'n donkie. Stel jouself voor, hulle is in hulle excitement, in hulle opgewondenheid, besef hulle nie, hoe absurd dit eintlik lyk, wat hier besig is om te gebeur. Want hier kom Jesus met sy merry band of brothers. Hy gaan 'n revolusie veroorsaak met 12 disippels. Vissermanne, tax collectors. Dis die ouens wat hy nou Rome nou mee gaan omverwerp. Dis belaglik. So wat is dit dan, wat is dit dat hierdie prentjie dan voorstel? Hoekom het hy dan op 'n donkie binne in die stad ingekom? Dis om te wys dat hierdie koning van ons het nie gekom om 'n koninkryk, 'n aardse koninkryk te kom omverwerp nie, om 'n revolusie vir dit te veroorsaak nie. Hierdie koning kom sag en hy kom nederig. Net soos wat hy gebore was. Tussen diere, geen pretens, geen fanfare, geen huisgenoot, verslaggewers wat daar aankom met hulle kameras en met hulle notaboekies, en dis die sensasie van die dag, en dit gaan op die voorblad wees van die Jerusalem Times nie. Stil hoekie iewers van die wêreld, waar niemand regtig weet wat gebeur nie. Is daar hierdie insident wat plaasvind, wat die hele wêreld sal skud tot in sy fondasies. En daai selfde houding, daai selfde idee, daai prentjie van God met 'n sagge, met 'n nederige revolusie wat gaan kom om mense se harte te kom gryp. Om in mense se harte 'n verandering te bring. So die mense is opgewonde. Die mense is excited. Dis hoekom hulle skree, Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Gooi hulle klere neer. Hulle gee vir hom 'n helde ontvangs. Maar daai mense het nie geweet wat Jesus weet. En dit is wat ek wil hê jy saam met my nou 'n stukkie terug moet blaai. Blaai gou na Lukas 18 toe. Lukas 18 hier so van vers as ek nou 31. En hy het die 12 by hom geneem en vir hulle gesê, kyk, ons gaan op na Jerusalem en alles wat deur die profete geskrywe is, sal aan die seun van die mens vervul word. Nou sê Jesus, wat het die profete gesê wat gaan met hom gebeur? Want hy sal oorgelewer word aan die heidene en bespot en mishandel word en op hom sal gespieg word. En nadat hulle hom gesegel het of gegeesel het, sal hulle hom doodmaak en op die 3de dag sal hy opstaan. Maar hulle, die disippels, het niks hiervan begryp nie. En hierdie woord was vir hulle oë bedek en hulle het nie verstaan wat hy gesê het nie. Waar sien jy dit? Waar sien ons raak dat hulle het nie 'n klou gehad wat Jesus hiervan gepraat het? Die opgewondenheid wat hulle getoon het toe hy in Jerusalem ingaan. As hulle gehoor het wat hy daar gesê het. Julle is opgewonde en julle is bly want julle dink ek gaan julle kom verlos polities. Ek weet wat vir my wag binne in Jerusalem. I'm busy riding into my destiny. Hoor wat sê Lukas 9. Hier vers 21. Eintlik 22. En hy sê vir hulle, die seun van die mens moet baie ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en op die 3de dag opstaan. En ek weet nie of julle dit kan doen nie, maar ek kan my nogal baie, uit die aard van my werk, moet ek my baie keer in mense se skoene probeer sit, verwant, om te verstaan, om empatie te hê, om medelee te hê met mense. So wanneer ek so 'n storie lees en ek probeer dink wat Jesus se karakter, wat hy ervaar en beleef het, dan probeer ek my indink, nadat ek nou net vir julle gesê het, wat gaan met my gebeur? Waartoe is ek op pad? Wat wag vir my binne in Jerusalem? Nou kom hy op die donkie daaraan, hierdie mense is in ekstase, hulle is opgewonde, hulle kan nie wag nie. Wonder ek, want jy sien hoe Jesus se reaksie was toe hy die mense gesien het. Jy sien hy sit met 'n smile. Maar ek wonder, wat 'n smile was daai? Wat het agter daai glimlag weggekruip? Wat is dit wat Jesus moes inhou? Wat is dit wat hy moes terughou, wat hulle nie besef het? Wat wag vir hom? Want hy het geweet, hierdie selfde mense wat almal die palmtakke waai, wat hulle klere uittrek en neersit op die grond,
wat voor hom buig, hom erkenning as koning gee, al die mense wat skreeu, Hosanna! Woe! Ons is bly hy's hier! Dis ons tyd! Ons koning! 5 dae later gaan hy selfde mense skree, kruisig hom! Kruisig hom! Maar jy moet 'n smile op hê. Want jy weet, dis die afspraak wat vir jou wag. Jy weet dat dit is vir hierdie rede wat ek gekom het. Dis vir hierdie rede wat ek gestuur is. En ek kan nie op hierdie donkie sit en myself jammer kry nie. Ek kan nie vir die mense kyk met daai houding wat ons baie keer het, as jy weet iemand is vals met jou nie. Jy weet iemand is besig om in jou gesig vir jou te lieg. Hy het nie daai houding nie. Hy sit en smile. En hy laat toe dat hulle hom daai erkenning gee. Soveel so dat hy vir die fariseërs sê, hy moet sy mense stil maak, dat hy sê, I won't be able to shut them up. En in die video het julle daai strak gesig gesien van Christus wat op 'n kol tussen al daai gesing en daai gedans, het hy so na die mure gekyk, na daai fondasie van die mure, en het julle gesien dat bloed uit die mure uitgeloop? Want daai gedeelte wat ons gelees het van wat hy daar gesê het van Jerusalem, o Jerusalem, julle weet nie wat na julle toe gekom het nie. Julle verstaan nie dat julle prins van vrede was hier gewees nie. En hy gee profesie oor Jerusalem daar, en hy sê, na hierdie dag, wag daar vir julle verskriklike elende. Hier sal nie 'n rots bo op 'n ander ene staan nie. Hy sê, julle sal verwoes word, julle sal vernietig word, julle sal in julle eie land, sal ander mense om julle kom woon, hulle sal julle kom onderdruk. Jy sien hy strakheid van, he knows what's coming. En in dit, vat hy dit, en hy gaan binne in Jerusalem. Ons praat die afgelope tyd by ons in die kerk, oor om priesters te wees. Ons praat oor, ek en my huis, ons sal die Here dien. En vir 'n geruime tyd, vir etlike weke, probeer ons mense kry om te verstaan, wat beteken daai woord om te dien, en die idee en die prentjie wat ons uit die woord uit kry om te verstaan wat dien beteken, is die gedeelte in die skrif waar Jesus sê, hy het ons priesters kom maak vir God. En daar kry jy die idee, as jy die prentjie van 'n priester verstaan, okay, maar dis die werk wat hy moet doen. In ander woorde, hy is aangestel, hy is gekies om 'n spesifieke werk te moet doen. En ek wil vandag so 'n bietjie in dit inlê, en ek wil dit 'n bietjie bring na hierdie storie toe van Christus, wat presies geweet het vir hoekom en vir wat hy gekom het, en die houding wat Jesus gehad het, oor dit wat vir hom gewag het. Ek en jy leef nog 'n bietjie in die onsekerheid, want ons het nie wat Jesus gehad het, dat hy definitief geweet het wat sy uiteinde gaan wees nie. Ek en jy moet geloof gebruik. In ander woorde, ons moet 'n onsigbare prentjie en 'n idee moet ons volg uit die woord van God uit, om uit te kom waar ons glo die Here ons wil hê. Maar Jesus het presies geweet wat sy uiteinde is, hoe dit gaan gebeur, en wat hierdie mense met hom gaan doen. En hy was 100% gefokus, en hy het op dit ingelê, en dis waartoe hy op pad was. En dis wat hom gedryf het, dis wat hom deurgedruk het deur al hierdie goed. Ons gaan in die week 'n bietjie meer in detail oor dit gesels. Maar sy doel, sy dien, hierdie gedeelte van Christus.
Hierdie gedeelte wat ons van lees in Johannes 3 vers 16. Wat sê dat so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gestuur het. In ander woorde, Jesus het 'n opdrag by die Vader gekry. Hy het hom aan die Vader onderwerp en hy het gesê, U wil sal ek doen. So hy het gekom om sy pa te kom dien. Ons het gehoor, Hendrik het so 'n paar weke terug met ons gepraat oor die insident waar Jesus in die tempel ingekom het toe hy 'n klein 12-jarige seentjie was. Sy ouers is al lankal weg. 3 dae later toe kom hulle agter, gata patata, waar is die laaitjie? En toe skarrel almal en nou soek hulle vir Jesus. En in die lang storie kort, hulle hardloop terug Jerusalem toe. Waar kry hulle hom? In die tempel. En toe hulle daar instap, toe sy pa en ma se verbasing, maar wat maak jy nou hier? En sy antwoord is, is besig met my pa se werk. Kom as jy so verras. Try dit met my pa. Ek sal vir jou wys wie jou pa ook al is, maar in my huis. Hy was presies, het hy geweet hoekom hy is, hy het geweet wat hy hier moet doen. En dit sien ons in sulke gedeeltes in die woord. Ek is nie met my wil besig nie, ek is met my pa se wil besig. Here, kan ons vir jou kos bring, want jy lyk half uitgeteer, het lyk of jy honger is, Jesus. Hy sê, nee, is alright, ek het klaar geëet. Wie het vir hom kos gebring? Wie het vir hom gebring? Want dit is net ons is die ouens, ons maak seker sy kos word getoets, dat niemand hom kan vergiftig nie, weet, ons maak seker hy's gevoed, dat hy gesond is en reg is vir bediening. So wie het vir hom kos gebring? Nee, julle verstaan nie. My kos is om die wil van my pa te doen. Ja, jy sê snaakse goed, dink ek sê die disippels. Hy het geduldig vir hulle hierdie leidrade gegee, om te sê, ek weet hoekom ek hier is, en wat ek hier moet kom doen. My vraag aan jou vanoggend is, my boetie en sussie, weet jy wat jy hier moet doen? Wat doen jy, en wat doen ek, met wat ons weet, van wat ons moet doen? Begin van die jaar het ons weggetrek met wysheid. Bo alles hierdie jaar wat jy soek wysheid. Wat is wysheid? Dis die vermoë om kennis reg te gebruik. So wat doen jy met wat jy weet Christus jou gemaak het? Lê jy in dit in? Are you pursuing it? Are you busy with it? Are you living it? Sê maar, hoe wil jy nou hierdie parallel met Jesus trek? Want dis wat ons die afgelope tyd van praat. Ons moet in sy gelykenis gevorm word. Ons moet doen wat hy gedoen het. Groter as wat hy gedoen het. Dis waarvoor ons gestuur is. So dis hoekom ons iewers moet ons hierdie parallel kan trek, moet ons daai vergelyking kan maak, ouens. Die vraag, wat doen jy met jou dienswerk? En ek wil 'n individu gebruik, wat vir ons almal verskriklik bekend is. Net om vir jou so 'n bietjie te illustreer oor, wat gebeur wanneer ons nie luister, oor ons roeping nie. En nou wil ek jy moet saam met my Ou Testament toe blaai, en ons gaan gou gesels oor Jona. Almal se flou laggies. Die profeet Jona. Haal van vers 1 af. Hoe hierdie storie begin, sê vir jou, dat hierdie ou was ook geroep gewees. Hoe hierdie stuk begin, sê vir jou, dat hy 'n bepaalde roeping gehad, daar's iets gewees wat hy moes doen. Hy was 'n profeet. Hy was in die diens van God. En ek hoef amper nie te lees nie, julle almal ken dit, maar net vir die van julle wat hierdie sonnaskoolklas geslip het, toe julle op skool was. Gebank het, né?
vanaf vers 1, hoofstuk 1. En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê: Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Maar Jona het hom klaargemaak om na Tarsus te vlug, van die aangesig van die Here af weg. en hy het na Javoer afgegaan, 'n skip gevind wat na Tarsus sou vaar. En hy het sy reisgeld daarvoor betaal, daarin geklim om saam met hulle na Tarsus te vaar van die aangesig van die Here af. Jy verstaan ook nie, né? Wat sien julle daar raak wat dieselfde is as wat ons gekry het? Hy het 'n opdrag gekry. Hy het 'n opdrag gekry, soos wat ek en jy 'n opdrag gekry het om priesters te wees, so was sy opdrag gewees om as 'n profeet 'n bepaalde opdrag te gaan uitvoer. Johannes 16 of 15 vers 16 sê vir ons dat ons is aangestel. Sê so 'n bietjie aangestel. Almal, sê so 'n bietjie aangestel. Jy's aangestel om 'n werk te doen, om vrug te dra. Aanstelling sê jy het die job gekry. Wie van julle het al ooit aansoek gedoen vir werk? Wie van julle moes al 'n aansoekvorm invul? Jy het 'n pos gesien wat geadverteer is, nou stuur jy jou aansoekvorm in. Gaan vir die onderhoud, klaar met die onderhoud, dan sit en wag jy kou al jou toenaals, want jy het hierdie job so nodig, jy droom oor hierdie job. En dan kry jy die oproep, of die e-mail. En dan sê hulle vir jou, wat as jy die werk gekry het? Yes, ja. Ek het al mooier aanstellingsbriewe gekry as dit. Gelukkig is aangestel. Hulle skryf vir jou mos so 'n mooi briefie, nê? Dis ons genoeg. Wat dit ook al beteken? Iets met my salaris te doen, nê? Om met jou mee te deel dat die pos waarvoor jy aangesoek gedoen het, joune is. Ekskuus tog? Suksesvol was. Baie dankie, nê? En dis wat die Here vir ons sê. Jesus sê, jy is aangestel. As wat? As 'n priester. Om te dien. Nou is Jona dieselfde. Hy het 'n opdrag gekry, gaan Ninive toe. Is 'n groot stad, ouens. Gaan en sê vir daai mense, hierdie boosheid wat julle doen, hierdie sonde wat julle gedoen het opgetrek na my toe. En is iets aakligs wat ek ruik en wat ek sien en wat ek hoor. Gaan en vertel vir hulle moet klaar kry met hulle sonde. Hy's like, ek nie. Ninive toe gaan. Ek om wat te doen? Om vir hulle te sê hulle moet ophou. Dis nie 'n manier nie. Hy gaan na die hawe toe. Hy gaan betaal geld om van God se aangesig weg te kom. Eintlik wat hy probeer sê is, ek wil net ophou om die Here se stem te hoor. Ek is moeg om te hoor wat hy vir my sê. Ek like nie hierdie opdrag wat hy vir my gegee het nie. Ek gaan poel. Nou klim hy in die skip, hy betaal. Klim in die skip en daar vaar hulle. En julle almal ken nou die storie verder, maar ons gaan aan. Vers 4. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp en toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipbreuk te ly. Toe word die seeliede bang, hulle het elkeen tot sy God geroep en die lading wat die skip was in die see gegooi om hulle verligting aan te bring. Maar Jona het na die onderste dele van die skip afgeklim en daar gaan lê en vas aan die slaap geraak. Hy gaan nog verder van die stem van die Here af, onder in die skip, en daar gaan kruip hy weg, en hy raak in die slaap. Daarom kom die skipskaptein na hom toe en sê vir hom, wat maak keer jou, dat jy so vast slaap? Staan op, roep tot jou God, miskien sal die God aan ons dink, sodat ons nie vergaan nie. Hulle sê toe vir mekaar, kom laat ons lood, dan sal ons weet, om wie so ontwil hierdie ramp ons getref het. En hulle het geloot en die lot het op Jona geval. En hulle sê vir hom, vertel ons tog om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het. Wat
is jou nering? En waar kom jy vandaan? Nering is jou werk. Wat doen jy? What's your occupation? Jou vocation, né? Wat is jou geboorteland en uit watter volk is jy? Yes, hulle is nogal interrogators, né? Hulle wil redelik spesifiek wees. Wie is hierdie perd? Né? Toe word hy toe antwoord hy en sê vir ek is 'n Hebreër en ek vrees die Here, die God van die hemel, die see en die droë land gemaak het. Dink jy vir my vir die Here so kwaai gevrees het nie? Want jy moet baie guts hê om te probeer weghardloop van die Here af. Toe die manne baie bang geword en gesê, wat het jy nou gedoen? Want die man het geweet dat hy van die aangesig van die Here af wegvlug, want hy het hulle dit te kenne gegee. Ek wil jou hierdie ding vra. Hoeveel van julle wat hier sit, is nie ook maar Jonas nie? Nee, nie Jonas in die tuin. Wie van julle wat hier sit, is nie maar ook soos ou Jona nie? Jy het 'n opdrag gekry soos wat Jesus gekry het. Jy is gestuur om iets spesifieks te gaan doen, maar dis die laaste ding waarmee jy jou besig hou. In fact, you are willing to even pay money to keep you busy so that you are not doing what you've been called for. Jy hou jou met alles anders besig behalwe dit wat jy voorgeroep is. Behalwe dit wat jou destiny is. Jy's besig om alles in jou vermoë te doen om tog net weg te kom van daai destiny af. Soos wat Jesus na syne toe gestap het, soos wat hy dit gevat het, ten spyte van hoe moeilik en hoe swaar dit sou wees, soos ek en jy besig om weg te hardloop hierdie kant toe. Ons is so besig met ons eie lewens, met ons eie koninkryk. Dion, as jy net weet wat in my lewe aangaan, sal jy dalk verstaan, ek het nie tyd nie, ou boet. Want ek is besig. Besig met wat? Hey John, ek moet oorleef, kwagga. Ken jy my vrou? Weet jy hoe shop daai enetjie? Ken jy my kinders? Weet jy hoe vrede hy goed in my huis? Julle lag, toe Kyle nog in die huis was, ek moes sakke hondekos koop naderhand om hulle almal net kos te gee. As hulle hier 16, 17, 18, ouens, hulle vrede bankrot. Dion, wees realisties. Jy weet, ons moet lewe ook. Jy sien, as dit ons redenasie bly, as ons altyd hierdie lewe leef waar ons gedurig verskonings moet maak oor hoekom ons nie uitkom by waar ons moet wees nie, hoekom ons eerder op 'n skip sal klim om weg te kom van dit wat God jou voor geroep het, dan moet jy jouself dalk vra, maar hoekom is jou lewe in soveel storms? Hoekom lyk dit soos wat Jonas se lewe besig was om te vergaan? Hoekom voel jy partykeer jy's ook besig om te vergaan? Hoekom voel jy kom nie bo uit nie? Hoekom voel jy's besig om net kop bo water te hou? Dis mos ons antwoord. Net kop bo water. Ek is so tussen die boom en die bas. Ek maak dit net. Sien ek die woorde van Jesus wat ek so sterk as moontlik probeer vasgryp om my te help om op my missie te bly. Om my te help om gefokus te bly, want daar's tye in my eie lewe wat ek voel, Here, ek wil ook eerder Tarsus toe. Daar's tye in my lewe wat ek voel, ek sal ook eerder op my plaasie in die Bosveld wil gaan sit. Ek sal my ou pensioentjie uitcash en ek sal vir my 'n nice plek gaan koop in Marlof Park of waar by die Kreer Wildtuin of 'n kar en sê, hoorie my ou ding. Ons verkoop alles wat ons het, ons koop 'n camper en ons gaan bly daar in die Wildtuin. En dan so maand vir maand skuif ons na 'n kamp toe. Jy weet, want op hy wild kaart het jy mos nou daai senior kaart, né? Weet jy betaal net R4.500 'n maand
as jy voltyds in die Wildtuin bly? Julle geweet? Ek het my studie gedoen ouens. Nee, ek was op pad. As julle my gemeentelede ken, sal julle verstaan hoekom ek voel ek wil partykeer net gaan. Het ek gesê toe my vorige gemeente waar ons was. Ek nou wonder julle vir wie kyk ek nou, nee? Dan sta jy wat 'n ou voel, Here, ek wil vlug, ek wil weghardloop. Want ek weet nie of ek kan sien vir hierdie opdrag wat hy vir my gegee het nie. Maar dan sien ek in my wegvlug, sien ek hoe dit my lewe uitmekaar uit begin val. Jy sien, want ons het met 'n vyand wat 'n strategie het. Jy sit met 'n vyand wat 'n bad loser is, die feit dat hy jou uit sy koninkryk verloor het na God se koninkryk toe. Die feit dat ons nou gesing het, die koning is hier. Die feit dat ek en jy gesing het, hy is die koning van my hart. In ander woorde, ek het nou onder sy beheer ingekom. He's a bad loser. He doesn't take kind to that. So wat doen hy? Hy creëer vir jou prentjies in van 'n Tarsus. En hy sê, hoe amazing dit gaan dis. Man, jy kan daar ook vir die Here iets gaan doen. Die mense is vriendelik, die mense is ontvanklik. Dis nice boere mense, man. Dis ons tipe mense. Dan hoor ek daai stem partykeer. Ek weet wanneer ek as priester vir my gesin moet dien, as ek daai roeping in my gesin met my vrou en my kinders moet toepas, dan hoor ek partykeer hoe dat die jagveld my eerder roep. Want weet, kom ek jou so om by 'n kampvuur te sit, saam met manne. Dis mos 'n voorreg. Nee, ons skryf liedjies oor hierdie goeders. Manne, dis 'n voorreg. Hoekom? Want hierdie pelle vir my is nie so tnaand en so druppend soos 'n dak nie. Hierdie manne vertel nie vir my wat ek alles moet regmaak by die huis nie, frik. Vertel nie vir my wat ek moet maak en hoe ek moet optree nie. Ek het die kinders wat die hele tyd na my kyk en dan sien ek lyk soos 'n ATM nie. Jy weet, daai pelle daar vir my, hulle staan nie almal so bak haantjie nie. Dit is maklik om saam met hulle weg te gaan. Dis hoekom ons vlug eerder. Maar my roeping, soos Christus om dit te doen, ek wil Tarsus toe. En ek betaal. Dan wonder ek, Here, maar hoekom voel dit vir my asof ek letterlik gaan verdrink? Hoekom voel dit vir my asof vir die skip wat ek op is, skierbreek lê? Voel of die skip vol gate is, ons maak dit nie, ons oorleef nie. Dan wil ek vanoggend vir jou sê, dis miskien omdat jy in die verkeerde rigting vaar. Ek wil vanoggend vir jou sê, dis miskien omdat jy weghardloop van Jerusalem en in plaas van om in te hardloop in dit en to meet your destiny. Want ek het hierdie woorde van Jesus wat vir my sê, as jy my koninkryk soek bo alles, sal al die ander goed vir jou bygevoeg word. Maar nou is ek besig in my weghardloop om te kyk, wat kan ek byvoeg? Wat kan ek kry? Wat het ek nodig om my lewe vol te maak? Om my lewe sin te gee? Om my net 'n bietjie joy te gee? Nou ons met al daai goed besig. In plaas van as kind van God om te verstaan, hy het gesê, as ek in Jerusalem inloop, it doesn't matter how daunting it is, it doesn't matter how dangerous it seems, I might even lose my life. But I know, weet verseker, hy sal vir my byvoeg wat ek nodig het. Nie voor die dag dat hy my streepie getrek het, nie voor die dag aanbreek wat ek moet huis toe gaan, want dit is sy tyd vir my nie, sal die goed wat ek vrees my nie tref nie.
Hoekom? Want ek is besig met my pa se besigheid. Nie die fariseërs nie daai ouens wat voor hom kom stop het by die hek en gesê het, moenie ingaan nie, you will die there. Sien julle hoe die duiwel probeer het om Jesus te keer om nie in te gaan in Jerusalem nie? Met 'n verskriklike mooi motief. Ons gee om vir jou lewe. Julle het nie 'n idee wat julle sê nie. That's exactly why I need to get into that city. En Jonas se storie is dit is so dramaties, die effek van wat sy ongehoorsaamheid het op die mense om hom, dat hulle besef, boy, jy's op die verkeerde plek. En moenie onderskat dat die besluit wat jy maak om nie in jou diensbaarheid en in jou roeping te loop wat God jou hiervoor geplaas het nie, my boetie en sussie, moenie verras wees dat daar collateral damage is nie. Moenie verras wees dat die mense om jou gaan seer kry, omdat jy nie in die wil van God is nie. Omdat jy nie doen wat jy voorgeroep is nie. Dit affekteer nooit net vir jou nie. Mense om jou kry seer. Mense om jou gaan skade ly. En ek wil nou nie lees nie, ons tyd hardloop uit. Maar in hierdie storie gebeur die volgende. Toe hulle sien hulle kan nie meer nie, toe sê Jona vir die mense, julle enigste redding is, gooi my in die see. Gooi my in die see. En ek wil vanoggend vir jou sê, miskien is dit tyd dat jy ook uit jou bootjie uitspring. Miskien is dit tyd dat jy uit hierdie boot wat jy so dead set on is, wat jy wil bereik en wat jy wil behaal en waartoe jy op pad is vir jou lewe. Miskien is dit tyd dat jy so 'n bietjie van daai boot afspring, want daai boot gaan nie sy koers verander nie. Jy moet jou koers verander. En in desperaatheid spring hy van daai boot af en hy het nie geweet wat met hom gaan gebeur nie. Niemand het vir hom gesê daar wag 'n vis vir jou daaronder nie. Ons lees die storie, ons ken die storie vandag. Hy het net geweet, ek moet van hierdie boot afkom. It's going to cost my life, it's going to cost the life of these people. Here, kry my hier af. En ons ken die storie. Wat ek vanoggend vir jou wil sê is, jy hoef nie in die maag van 'n walvis te land nie. My boetie en sussie, jy hoef nie. Wees gehoorsaam aan jou roeping. Begin doen wat jy voorgeroep is. Loop binne in jou destiny en so onseker soos wat dit is. En hier is Jesus se woorde aan ons. Ons Christene het hierdie knaande beheptheid dat ons tog net wil hê dat dit altyd met ons moet goed gaan. En dis menslik. Ek wil nie hê dit moet sleg gaan met my nie. Ek wil hê dit moet goed gaan met my. Maar binne in dit het ons tot ons evangelie so aangepas. Ons het tot die storie van Jesus Christus so gedraai dat ons verkondig dat as jy Jesus volg, gaan dit met jou goed gaan. Die mooi woord daarvoor is ons praat van die prosperity gospel. As jy hoor hoe van hierdie ouens, hierdie predikante en hierdie profete en hierdie apostels, ouens hulle vir jou vertel net hoe goed dit met jou moet gaan. As ek na my meester se woorde luister, nie hulle interpretasie nie, my meester se woorde, sê vir my in Johannes 16, solank soos wat jy hieronder is, sal jy elende hê. As ek luister wat die skrywer van Psalm 34 sê, Dawid, hier vers 20, hy sê, many are the afflictions of the righteous. As jy geregverdig is deur Jesus Christus, as jy sy kind geword het, moet jy weet, you will have many afflictions. But He will deliver you from all. Jy sien, en dis wat Jesus geweet het. Hy het geweet dat as hy in Jerusalem instap, en hy geweet het wat vir hom wag, en hy geweet dat hy gaan sterf aan 'n kruis, het hy geweet, dis nie sy einde nie. Hy het geweet, 3 dae later, woo!
As ek uit die graf uit, papi, dan sit nig vir julle. Hy het dit geweet. He knew that God will deliver him out of this affliction as well. En dis hoekom ek sê, Here, ek wil gaan waartoe U my gestuur het. Ek wil besig wees met wat U gedoen het. Is dit moeilik op my pad? Man, jy's reg, dis damn moeilik baie keer. Mense waardeer jou nie altyd nie. Mense is ongeskik, mense draai hulle rug teen jou. Mense is ondankbaar. Mense is demanding. Mense kan wreed wees met jou. Mense kan jou vloeg en jou spoeg as jy met hulle probeer praat oor die Here. Maar kom ek jou sê, Nineve het teruggedraai na die Here toe. Jona die hele tyd moes redeneer, hoe gaan hulle reageer, wat gaan hulle sê, ag Here, gaan my tyd net eintlik daar mors. 120.000 mense. 120.000 mense. Luister na die waarskuwing van God. Hulle luister na God wat uitreik na hulle toe en vir hulle sê, hey, ek is lief vir julle. Ek wil nie hê julle moet vergaan nie. So lief het God vir Nineve gehad dat hy vir Jona soontoe gestuur het dat nie een van hulle sou sterf nie. Klink dit bekend? En nou is daai opdrag op jou en op my skouers gelaai. God still loves this world so much that he sent his sons and daughters so that no one should perish. Hallelujah. Dis jy my boetie, dis jy my sussie. He's called you, hallelujah. Laaste skrif hier, dan maak ek klaar. Maak gehoor by, ek wil net daai ding vasmaak. Maak gehoor by Romeine 8 vers 19. Stef, wil jy nie vir my net asseblief gou kom skryf nie? Ag, kom speel. Hierdie ouens het klaar geskryf. Wat het ek gesê, Romeine 8? Daar sê, ek gaan nie eers my by oopmaak nie. Hoor wat sê. Hy sê, van die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Ouens, die wêreld sit en wag vir jou en vir my om ons openbaring te maak. Om te sê, hey, hier is ons met die goeie nuus van Jesus. Halleluja. Hier is ons om vir jou te vertel, jy hoef nie te sterf in jou sonde nie. Hier is ons vir jou om te vertel, dat dit wat jy gedoen het, niks erger is as God se genade nie. Your worst sin cannot outdo His grace. Halleluja. By wie gaan hulle dit hoor? Die hele skepping sit en wag nog, because He still loves this world. Loop jy in Jerusalem in? Of dodge en dive jy? Is jy Jona? Wonder jy hoekom het hierdie storms in jou lewe? Is God wat besig is om jou te ruk. Is God wat hy wind opgesteek het julle gesien? God het hy wind gestuur. Kom ek jou sê, hy het jou lief genoeg en hy het hierdie wêreld lief genoeg om jou wakker te skrik met 'n storm, sodat jou oë moet begin oopgaan en besef, hey, ek is op pad na die verkeerde kant toe. I need to get back. Hier gaan jy storms hê. Dis 'n ander ding wanneer jy die storms veroorsaak. Uit jou ongehoorsaamheid, jou selfsugtigheid, jou gemaksigtigheid, jou lougheid. Boy, oh boy, I want to walk into my destiny. Dis waar ek wil wees, daar, waar hy my wil hê. Vir binne, soos 'n skaap binne in die leeukuil inloop. Hy sê dit in Matteus 10. Ek stuur julle so skape tussen die wolwe in. Hoekom? Omdat ek dink ek is breiwaat? Omdat ek probeer braaf wees, myself probeer bewys? No ways. Ek wil eendag hoor, welgedaan, my goeie en my getroue diensknegt. Ons ek wil nie in daai walvis se maag sit nie. Ek wil nie daar land nie. Ek hoef nie. Maar ek wil jou vanoggend garantie, as jy nie luister nie, sal dit wees waar jy eindig. He loves the world so much and he loves you so much, dat hy sal veroorsaak dat jy daar land, totdat jy jou ore oopmaak. Ek wil op daai donkie, nederigheid, omdat ek die voorreg het om in sy diens te wees, wil ek op daai donkie klim en sê, Here, hier gaan ek. Waar wil U my hê?
Amen. As dit jy staan saam met my.